Okay, so vir die huiswerk het ons 'n bietjie algebraïese breuke vereenvoudig. We had to simplify algebraic fractions. So ek wil julle net gou herinner, wat het ons gister oor gepraat? If you look at the first fraction, can I just go and cancel x? Am I allowed to do this? Why not? Because there's two terms at the top and one term. Yes, we have two terms at the top, we have one term at the bottom. We know that we're not allowed to cancel out unless we have one term at the top and one term at the bottom. So hier het ons twee terme. Ek kan seker maar sit nie. Een term, right. So, hoe gaan ons van twee terme na een term? Ek het dit daar neergeskryf, so. Ja, ons gaan factoriseer. Highest common factor would be x. Aan die bokant, hier bly jy oor met x plus 2. This is normal factorization, taking out the highest common factor, les 1 en les 2 van factorisering, as jy vergeet het. En dan kan ons uitkanselleer. So the moment that we have one term at the top and one term at the bottom, that makes us very happy because now we can cancel. Waarmee bly ons oor? Finale antwoord is die inhoud van die hakkie. Dit is wat nie uitgekanselleer het nie, x plus 2. Enige vrae? Wie het hom reg gekry? Okay. Wie het vir 'n graad 10 kind gevra om hulle huiswerk vir hulle te doen? Nie in die klas nie. Alright. Goed, ons gaan aan. Vraag B. Like, don't get ideas, I'm just saying, I am aware. Wat gaan ons hier doen? Grootste gemene faktor uithaal? Wie gaan ek vra? Noah, wat is die grootste gemene faktor? Ek stem saam. En Noah, wat bly oor in jou hakkie? X. Dankie. Hoekom is daar 'n 1? Hoekom moet daar 'n 1 wees? You need to write the 1. Of course you need to write the 1. Jy moet vir jouself vra, wat bly oor van my eerste term as ek dit deel met die gemene faktor? Likewise, what remains from my second term once I divide by the common factor? Well, 4x divided by the common factor, which is itself, is simply 1. Hence, the 1 that we should not forget. Wees asseblief op die uitkyk. As dit ek was wat 'n toets opgestel het, dan het ek nou hierdie enetjie gevra. Reg, so maak 'n sterretjie. Nou deel ons deur 2x. Do we have one term at the top and one term at the bottom? Mag ons nou uitkanselleer en vereenvoudig? Wonderlik, ek dink ook so. Gister toe praat ek oor, kom ons eet 'n olifant. 4/2. So you normally start with your coefficients and you simplify from there. So 4/2, as ek dit moes vereenvoudig, is dit mos 2/1. Okay, so daar bly 2 oor. Maar x en x gaan uitkanselleer. So daar is nou niks meer oor aan die onderkant nie. Because 4/2 is mos 2/1. So daar's 'n 1 aan die onderkant, maar gaan nie dit skryf nie. Jy kan aanvanklik dit doen as jy die mekaar voel. Maar enigiets op 1 is mos net homself. So the 1, which is your denominator, would just evaporate into thin air. Ons gaan wel vereenvoudig, bless you. Ons gaan wel vereenvoudig, ons gaan uitmaal, distribute, so you would multiply the 2 with the x and the 2 with the 1 to give you 2x plus 2. Nou gaan julle vir my sê, juffrou, hoekom maal ons dan nou weer uit as ons nou net gefaktoriseer het? Well, the question was to simplify. Jy wil vereenvoudig. So as ek sê vereenvoudig, dan beteken dit raak ontslaaf van jou hakkies. At the end, after we cancel, nadat ons die breek vereenvoudig het, sit ons met 'n hakkie, maal hom uit asseblief. Okay, questions or no questions? Next. Yes. Jy kan, wat was jou kortpad wat jy gebruik het? Jy mag dit doen. Ek wil wel gou dit noem. It is fine and acceptable if you do the following. As jy gesê het, weet jy wat? Kom ons begin met my aanvanklike vraag. En dan gaan sit jy albei jou tellers op hulle eie noemer. En Liam of Eben. Liam, dit is wat jy gedoen het, is ek reg? Okay. En toe kry jy 2x
plus 2. Oulik, jy mag dit vir die res van die vrae ook doen. Die rede waarom ek versigtig is vir hierdie metode, is die oomblik as jy met veelvoudige terme bo en onder werk, en plusse en minusse, dan raak die kinders baie die mekaar, want waarmee deel jy dan? En ek het dit gesien in die vorige klas, een van ons blink studente, regtig uitstekend slim, het juist daar 'n fout gemaak. Dat die persoon het dit opgedeel en apart gaan deel, en ek is versigtig vir dit. Ek gaan volhou met die faktorisering, want dit is die metode wat jou die beste voorberei op graad 10 wiskunde, sowel as jou eksamen in graad 9. You're less likely to make a mistake if you factorize and get one term at the top, one term at the bottom. Okay, ons gaan gou vinnig kyk na vraag C. Wat is ons grootste gemeene faktor? Is 10, ek jok. 5a aan die bokant. Wat bly oor in my hakkie? Adam. Ek wou nou net sê. Net minus 3, nie minus 3a nie, né? Okay. En Adam, wat het jy toegedoen? Nee, jy het nou net gefaktoriseer, jy moet nou vereenvoudig. Ons het een term bo, een term onder, probeer weer. Wie gaan hom help? Janie? Okay, so Janie het gesê, my koëffisiënte gaan ek vereenvoudig, want dit vorm 'n breek op sy eie. So 5 op 10 is mos dieselfde as 'n half. Everyone agrees this is how we simplify 5 over 10. So dan kan jy nou so lank gaan en die 1 en die 2 gaan neerskryf. Maar nou gaan ons aan na die veranderlikes toe. Nou kyk ons na A en na A. Dit kan ook uitkanselleer. Heeltemal. Daar bly niks oor daar nie. Julle, wat doen ek hier? Sal daai met 'n 2 wees? Die hakie bly oor aan die bokant. Gaan ek hom so los? Nee, ek gaan nie. Wat gaan ek doen, Janie? O, jy kan daar stop. Sorry, jy kan net sê 2a minus 3 op 2 is dit wat jy wel gedoen het. Sonder die hakies bedoel ek. Baie mooi. Jy het dit reg gekry? Okay, wie gaan vir my die volgende ene doen? Allen. Wil jy probeer? You want to try the next one? Not. Dit kan nie, Ben. Probeer hom vir my, asseblief. Jo, ek is bekommerd. Almal kyk af. This is not good, Elizabeth. Help ons uit ons misery, asseblief. Korrek. Korrek. Ek stem saam. En dan? Mooi. Ja. Ek stem saam, so daar bly 'n P bo oor, ja. Okay, Elizabeth, is dit jou finale antwoord of het jy dalk jou distributiewe eienskap gebruik aan die bokant? Jy het. So what Elizabeth did was she said let's distribute the 2p into the bracket because the question is to simplify. So we need to factorize before we can simplify. En dit is dan jou finale antwoord. Wel gedaan. Dinge gaan nou 'n bietjie moeiliker raak van hier af, in case you were wondering. Okay, klein bietjie moeiliker. Daar moet 'n P wees. Skus, dankie. Dis wat julle wou sê, né? Jammer en dankie. Was dit die vraag? Nee. Ons het mos nou hier gedeel deur 4, toe kry ons 2 en het ons daar gedeel deur 4, toe kry ons 3. So jy vat 8 op 12 en jy vereenvoudig na 2 op 3. Is dit jou vraag? Nee. Ja, en toe is hier P en daar's P kwadraat. So ons het hierdie P gaan aftrek daarbo of die eksponentwet gebruik om dit te vereenvoudig. P kwadraat gedeel deur P is net P. Dis waar daai P vandaan kom. Baie dankie. Enige verdere vrae hierso?
Julle lyk 'n bietjie gevrek vandag. Is julle okay? Moet ek worry? Ek worry bietjie. Okay, kom ons gaan aan. Ons kyk of ons hierdie ding reg kan kry. So ek gaan elke vraag met julle doen want elke vraag is belangrik. Dit gaan die hooffokus wees van vandag se les. Okay. Question E, we do the same thing. Elke liewe keer soek jy die grootste gemeene faktor. San-Marie, wat is die grootste gemeene faktor aan die bokant by vraag E? Wat van my veranderlik is? Wat van X en H? Elkeen van hulle het 'n 2, elkeen van hulle het ten minste 1 X en elkeen van hulle het ten minste 1 H. So my grootste gemeene faktor is 2XH. What remains in the bracket once you divide? Both of those terms, en ek herinner julle, dit is wat ons doen, daai term gedeel deur die gemeene faktor, gee net vir my H, en hierdie term gedeel deur die gemeene faktor, 2x. Het ek nou een term bo die lyn en een term onder die lyn? Wonderlik, nou gaan ek uitkanselleer, want ek kan. X, X, H, H. Daar bly 'n 2 aan die voorkant oor. In front of the bracket. Do I leave the answer like this? Absolutely not. I'm going to distribute. Want die vraag is vereenvoudig. We're done. Selfde met vraag F. Grootste gemeene faktor aan die bokant. Grootste gemeene faktor aan die onderkant. 15. This one was really fun to do. Why? Because the entire bracket will cancel. I appreciate that. Kyk daar. Final answer, 6/15. Julle weet julle skryf Vrydag klastoets oor faktorisering. Klastoets oor faktorisering. Okay, ons gaan aan. Vraag G. Now for, yes, Daniel. Oh, you can. Divide by 3 at the top and 3 at the bottom. Thank you so much. So. Thank you, Daniel. Well done. Okay. Ek soek iemand wat vir my G kan doen en iemand wat vir my, wel daar's 2, maar eintlik ek sal hom doen. Die Afrikaans en die Engels verskil. In the English exercise, it looks like so, in Afrikaans like so, but we do use the same principle. Dis baie soortgelyk in beginsel. Hierdie is 'n interessante vraagie. Merk hom vir my asseblief. Soek iemand wat my kan help hierso. Ek weet wat om te doen, maar weet jy wat om te doen? Okay, ek gaan begin. Ek sal die Afrikaans doen. So, highest common factor, as always, 8b to the power of 8. Nee. En dan aan die onderkant, selfde storie, 4b tot die mag 8. This is very interesting. Ek kyk na die boonste hakkie en ek kyk na die onderste hakkie and they look oh so similar. But they are not the same. Can we make them the same? How are we going to do that? Ons gaan hulle omruil. Wie van julle onthou die sign change rule? The sign change rule, where you swap them, but then you change the sign in front of the bracket. So that's what I'm going to do. Ek gaan 'n minus voor die 8b tot die mag 8 sit. Ek gaan hierdie twee omruil. Look at that. Nifty. Ek mag mos dit doen. Take note. You should do this. Sign change rule applies in more than one place. Goed, daai twee gaan uitkanselleer, b tot die mag 8, b tot die mag 8, en dan 8 gedeel deur 4 is 2. Ek het 'n minus aan die voorkant, finale antwoord negatief 2. Questions or no questions? Wie het dit reg gekry? Mooi.
Okay, die Engelse weergawe werk maar op dieselfde manier. Hy lyk net 'n klein bietjie anders. I'm going to do this one as well. Highest common factor, 1 minus 2b. Mis ek iets hierso? Nee, ek dink nie so nie. Okay, you still apply the sign change rule. Kyk gou mooi, wat het hier gebeur? Ek het hulle omgedraai. I swap them within the bracket, and then I put the minus in front of the bracket. Ja, juffrou, ek kan alles doen. Julle is baie stil vandag. Sal hom uitkanselleer. Daar bly 2 oor, finale antwoord lyk 'n bietjie anders. English speaking pupils, did you manage to do this one? Wie dit reg? Engelse kinders, wie het hom reg? Nice! Julle is so slim. Okay, laaste 2. Merk julle nog, sorry. Een term bo, een term onder. 3pq. Eventually you should be left with, I think it's only 1 over 2pq. Is dit reg? Ek het geweet ek kan dit doen. Okay. Laaste een. Julle moet nou iets raak sien hierso. I know that it was quite a while ago. Maar this reminds me hoe werk dit? This reminds me of dots. Nie soos in kolletjies nie. What does the acronym stand for? Dots. Mooi, Joseph. Difference of 2 squares. Now, Joseph, while you have your book open, can you help us to factorize k squared minus 4? Think once, write twice. Can you remember that? Take the square root of the first term, take the square root of the second term, put it in a bracket, repeat the bracket. 1 bracket plus, 1 bracket minus. Does that ring a bell? Ja, the 1 bracket has a plus, the 1 bracket has a minus. Dit moet julle onthou. Wie het dit reg gekry? Wie kon dit doen? Net 'n volle 1 persoon in die klas. Skreeuwende skande. Ja, nee, dit reg. Elizabeth het dit reg. Wie nog? Wat sien is, dit is u. Wie nog? Steek jou hand op, ek wil sien wie kom reg en wie sukkel. Die vorige klas kon almal dit doen. What the problem? Okay, onder die lyn, kom ons kyk. Nou het ons 1 term bo, 1 term onder. Gelukkige ons. Dis jou finale antwoord, jy kan niks verder doen nie. Maar dit was loutere, ja, om hierdie te merk, want julle is pas in die slaap. Right. Julle gaan nou vir my die volgende doen in die klas. Dit is gemengde voorbeelde oor faktorisering. Ek loop rond, ek help. Dis hoe die res van vandag se les gaan werk. Julle het ook huiswerk na dit, ja? Ek kan 'n bietjie opskryf. Ja, hierdie is net 10 somme, dis so vinnig.